Reinhold, baie dankie vir die woorde van verwelkoming. Is altyd voorreg om weer 'n slag 'n gemeente wat 'n mens mee 'n band opgebou het en 'n pad al mee geloop het, weer van oog tot oog te sien. Mag die Here ons saam wees ook ryklik seën, broeders en susters, en mag ons saam wees vir mekaar ook tot groot seën wees. As ons die Here in ons erediens vanaand ontmoet, is dit so dat ons ook sy hulp nodig het. Kom ons bely heel eerste dat ons diep afhanklik voor die Here wil kom staan, ook in ons aanbidding vanaand. Kom ons doen dit vanaand met Psalm 93, ons gaan dit staande saam sing, bely daarmee ons afhanklikheid van die Here. Dan ontvang jy die seën van die Here en ons loflied daarna as lied 188 vers 1 en 3 sonder dat ek dit aankondig, ons sing dit dan hartlik saam. Eers dan Psalm 93 vers 1 en vers 5. Genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. As ons, o Heer, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel,
Hoe deur U toeberei die skugtermaan met stille gang oor sterrevelde gaan. Wat is ons mense, dat U aan ons gedink het? Die mensekind, dat U hom so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is ons gekroon. Ja, skaars minder as die engele om U troon. Ons dank U, Here, dat ons U mag aanroep as die almagtige God, wat alles gemaak het, wat alles veilig in U hande vashou, wat elkeen van ons persoonlik by die naam ken, wat die hare van ons kop getel het, weet van die sekondes van ons lewe, trouwens wat elke tree van ons, elke dag en elke oomblik rig. Ons dank U, Here, dat U ons elkeen by die naam ken. En dat ons vanaand die voorreg het om ook as gelowiges in afhanklikheid voor U neer te kniel en te weet dat U met elkeen van ons 'n spesiale en 'n besondere pad stap. En daarom wil ons ook bid, Here, dat ons in afhanklikheid ook gelei sal word deur U woord en gees vanaand. Dat ons ook U woord ontvang het as die lig op ons pad en die lamp vir ons voet. Sodat ons uiteindelik in 'n ou stikkende wêreld waarin U ons ook wil gebruik as skynende ligte, ook getrou ons roeping mag vervul in diep afhanklikheid van U wat alles in U hande vashou. En daarom wil ons bid, Here, dat U dit in ons harte sal stil maak as ons na U woord luister. Help my en gee die krag wat nodig is, Here, om U woord reg te sny en oor te bring na U duurgekoopte bruidskerk. Wil U ons harte ontvanklik maak, ons ore oopmaak, sodat die saad van U woord sal val op harte wat U self voorberei het. Hoor ons stamelende gebed voor U, nie omdat ons dink U moet na ons luister nie, maar om Jesus Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing uit lied 562, daarvan die 3de en ook die 4de vers. Lied 562, ons sing vers 3 en vers 4. Oh,
Liewe gemeente, ons lees twee baie bekende gedeeltes vanaand voor uit die evangelie van Lukas. Eers uit hoofstuk 1 en daarna die laaste hoofstuk uit hoofstuk 24. Lukas 1 en daarna uit 24. Lukas 1 lees ons van vers 1 af. Hooggeagte Theophilus, daar's baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir jou neer te skrywe. So kan jy te wete kom dat die dinge waaroor jy onderrig is, Theophilus, dat dit heeltemal betroubaar is. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria. Hy was uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en die voorskrifte van die Here onderhou. Maar hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op ver gevorderde leeftyd. En op 'n keer toe Sagaria aan die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. En terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. En Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir Sagaria, moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte. Want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie. En reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Here hulle God. En hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring, terug te bring, en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei. Net tot daar. Dan die laaste gedeelte, die laaste paar verse uit Lukas 24. Dit handel oor die hemelvaart van ons Here Jesus. Daarna het Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid. Dis dan nou Jesus. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd, let op, daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Nou, liewe broeders en susters en kinders, opvallend nogal, mense wat nou getrou hulle Bybels lees, sal dit baie maklik al opgetel het, dat elke evangelis, met ander woorde Matteus, Markus, Lukas en Johannes, elke evangelis het geskrywe met 'n eie besondere doel voor oë. Met ander woorde, met sy besondere evangelie wou hy iets raakvat. En nou het ook Lukas so 'n spesiale doel gehad, naamlik om hierdie Theophilus wat hy hier aanspreek, of wat hy kom ons sê in sy brief vermeld, of in sy evangelie vermeld,
om vir Theophilus wat eintlik, laat ons dit dan nou maar sê ook, daar word vermoed dat hy eintlik maar uit die heidenwêreld gekom het en tot bekering gekom het, dat Lukas sy evangelie skryf om hierdie heiden Theophilus te oortuig en om aan hom die sekerheid te probeer gee van die dinge waarin hy onderrig is toe hy tot bekering gekom het. Lukas skryf dit dus baie opvallend, liewe gemeente, nie soos Matteus vir Jode nie. Aan die ander woorde vir kerkmense, mense wat lankal al die Here ken en wat vir die Here lief was en wat uiteindelik Christene geword het. Lukas skryf nie soos Matteus vir die Jode nie. Maar en dis nogal opvallend, omdat Lukas self eintlik na bewering uit die heidendom gekom het. Bewering is dat dit hier in Syrië rond was, waarin hy, Syrië van vandag, waar hy uiteindelik maar groot geword het, in die heidenwêreld daar, en dat hy in Antiochië op so 'n tyd ook in aanraking gekom het met die evangelie, en ook self tot inkeer gekom het. Lukas skryf dus nie soos Matteus vir kerkmense nie, maar omdat hy self uit, kom ons sê, agtergrond kom van die heidendom, wil hy skryf om hierdie Theophilus, wat self ook heiden was en tot bekering gekom het, om hom tot insig te bring. En nou juis in die lig hiervan, broeders en susters en kinders, is dit eienaardig dat Lukas, onthou hy skryf vir die heidene, of vir mense wat 'n bietjie 'n aanvoeling het of 'n band het met die heidenwêreld. In die lig hiervan is dit baie eienaardig dat Lukas so 'n groot belangstelling toon vir die tempel. Die ander evangeliste baie duidelik verwys ook na die tempel en noem ook die tempel, maar dit val tog op hoe dikwels Lukas van die tempel praat. Dis juis eienaardig, want wat het Theophilus wat dan nou uit die heidendom uitkom, wat hoegenaamd nie die kerklike agtergrond het van wat in 'n tempel gebeur en nie gebeur nie. Wat het Theophilus nou eintlik, en wat 'n belangstelling het Theophilus nou eintlik in die tempel gehad? By Lukas, opvallend, staan die tempel baie duidelik op die voorgrond. Luister 'n bietjie, liewe gemeente, Lukas begin sy evangelie met hierdie stukkie geskiedenis wat ons aan die voorgelees het, 'n gedeelte daarvan, met Sagarias wat sy priesterdiens in die tempel verrig. Opvallend dat net Lukas vertel van die voorstelling van Jesus toe hy 8 dae oud was in die tempel. Net Lukas vertel van die ontmoeting met Simeon, die ou man. Die optrede van Anna, die profetes. Beide van hulle by die tempel. Lukas vertel vir ons van die reis wat Josef en Maria met die 12-jarige Jesus gehad het, na Jerusalem en uiteindelik na die tempel toe, waarin hy die mense, die priesters van die dag ontmoet het ook. Ag, so kan nog veel meer aangetoon word hoe Lukas met die tempel de mekaar bly. En dan aan die einde van die evangelie van Lukas, as Jesus opvaar na die hemel toe, dan hoor ons weer van die tempel. Dit alles sou 'n mens moet die saamstem vanaand, liewe gemeente, sou 'n mens eerder verwag dat Matteus dit in sy evangelie beskryf het, dat hy so by die tempel de mekaar is. Want hy skryf immers vir Jode, vir kerkmense, mense wat die tempel ken en vir wie die tempel 'n baie besondere plek in hulle lewe ingeneem het. Dit het vir hulle oneindig baie beteken. Lukas skryf vir heidene. Vir hulle is die tempel 'n geheim. Hulle het hoegenaamd nie geweet wat gebeur in die tempel nie. En nou word vir hierdie heidense lesers die een na die ander verhaal vertel oor die tempel. Was vreemd. Maar Lukas doen dit met opset. Dit is geen toeval, liewe gemeente, dat sy hele evangelie ingeklem is, opvallend, tussen 2 tempelberigte nie. Lukas begin met 'n tempelberig en hy eindig ook weer met 'n tempelberig.
Aan die begin, Sagaria die priester doen diens in die tempel. Deur die lot is hy aangewys om die priesterdiens te verrig. Buite staan die volk en wag op die seën. En terwyl Sagarias by die reukofferaltaar staan, verskyn 'n engel aan hom. By die einde van Lukas weer 'n tempel, weer by die tempel, waar die disippels God nou loof en prys. En weer is daar 'n priester besig om diens te verrig in die heiligdom, in aanhalingstekens. Weet jy, 'n mens lees dit so maklik mis. Tog staan dit daar. Daar staan, toe Jesus na die hemel opvaar, het hy sy hande opgehef. En dit was 'n aksie wat alleen by die priester tuis gehoord het. Maar daar word ook 'n priesterlike daad genoem. Hy het sy hande opgehef en hy het hulle geseën. Weer 'n priester aan die einde van die evangelie, soos met Sagarias aan die begin. En tussen hierdie twee tempelberigte, aan die begin en die einde, lê die hele werk van Jesus Christus in sy werk op aarde as Messias, as middelaar in gebed. Aan die begin die priester wat vir die volk offer. Aan die einde weer 'n priester wat sy hande seënend oor sy volk uitstrek en hulle seën. En is die vraag vanaand vir jou en my liewe gemeente, of daar nou enige verskil is tussen hierdie priesterhandelinge aan die begin en aan die einde. Of is dit eintlik maar dieselfde? As dit presies dieselfde sou wees, dan sou ons eintlik nie regtig enige hemelvaartsfees kon vier nie. Dan sou ons nie saam met die disippels hierdie blydskap kon ervaar het waarvan hier konkreet melding gemaak word nie. Maar as daar 'n verskil is, dan kan ons vanaand getroos hier weggaan. Want dan het ons saam met die disippels die bron ontdek waaroor hulle so bly was. Omdat hier 'n groot stuk vooruitgang gekom het van die eerste tempelberig na die tweede tempelberig. Opvallend, liewe gemeente, die eerste verskil, waar moet ons lees en kom uiteindelik na vore, in die feit dat dit mense is, vallend, dit klink eenvoudig en dit klink of ons dit in elk geval weet, dis mense wat die priester aanbedien. Nou sou jy sê, maar hoe pas dit nou by die tweede tempelberig in, aan die einde van Lukas, maar Christus was mos ook 'n waaragtige mens. Opvallend is dat dit mense is wat die priesterambt bedien. Lukas leer vir ons dat Sagaria gekom het uit die stam van Levi, dat hy 'n afstammeling was van Aaron en so ook Elisabeth sy vrou. Sagaria mag dus en kon dus die priesterdiens verrig. Sy bloedlyn, sou 'n mens vanaand kon sê, was reg. Want nie sommer enige een kon vir die volk hierdie priesterdiens in die tempel gaan verrig nie. In Lukas 24, aan die einde van die evangelie, is dit Jesus Christus wat die priesterambt bedien. Maar nou moet jy mooi luister, liewe gemeente, hy is geen afstammeling van Aaron nie. Jesus Christus dra in hom geen priesterlike bloed, geen priesterbloed nie. Hy vra ook nie of dit sy beurt is om in die tempel, in aanhalingstekens aan die einde van die evangelie, of dit sy beurt is om diens te doen nie. Hy hoef ook nie dag op die lot om aanwys of hy kan ingaan na die binne heiligdom van God nie. Hy tel net sy hande op en hy seën die volk. En so gaan hy die heiligdom binne. Dit beteken op hemelvaart, liewe broeders en susters, maak God die priesterambt los van die bloedbinding van Levi. Hy bring die oorspronklike priesterskap
weer 'n keer suiwer en helder na vore. Die priesterambt word nou elkeen se verantwoordelikheid. Dit word weer algemeen soos dit moet wees. En nou is dit nogal opvallend as 'n mens kyk hoe die priesterambt in die ou verbond in die Ou Testament behandel is. Daar kon geen koning, al was hy 'n aangewese koning in die verbondsvolk van die Here, daar kon geen koning die priesterwerk verrig nie. Daarom is Saul by geleentheid gestraf. Toe hy nie meer tyd oorgehad het om vir Samuel te wag om die offer te kom bring nie. Hy wou nie wag met die offer nie. En daarom het koning Usia melaats geword, omdat hy as koning die priesterambt bedien het. Hier staan Jesus, die koning uit die stam, nie van Levi nie, maar uit die stam van Juda. En hy hef sy hande op en hy seën sy volk, sy mense. En hy doen dit soos 'n priester. En hy word nie met die toorn getref nie, maar hy vaar uiteindelik op na die heiligdom van God. Hoe anders word dit nou? By Israel was daar die skeiding tussen hulle met die heilige bloed en hulle met die nie heilige bloed. Jesus kom breek die skeiding. Dis nou nie meer die heilige en die nie heilige nie. Alle mense bloed is nou geheilig in Christus. Levi se bloed is nie heiliger as die bloed van Juda nie. En die een volk kan hom nie bo die ander volk verhef nie. Christus maak ons nou almal priesters. Priesters van God. En vir almal is die toegang tot die tempel geopen, sodat ons nou ons hele lewe in sy diens mag stel. In Christus, liewe broeders en susters, kom hierdie waarheid waaraan u en ek vandag ook kan vasgryp, is ons 'n koninklike priesterdom. Dit wat nie in die ou verbond kon gebeur nie. Maar daar is nog meer. Sagaria en sy vrou was van die regte bloed, het ons nou al reeds gesê. Maar die tragiese was dat hulle geen seun gehad het nie. Met ander woorde, die priesterband of die priesterlyn sou by Sagaria en by Elisabeth doodgeloop het. So loop die ambt wat aan bloed gebonde is ten slotte dood. Sonder erfgenaam loop die bloedambt om te pletter. En kyk ons nou aan die ander kant na Jesus Christus. Hy vaar op na die hemel terwyl hy sy volk seënend verlaat. En wat gebeur daar uiteindelik op Pinkster? Ontvang sy volk, hierdie volk wat hy geseën het, ontvang sy volk die Heilige Gees. En word hulle bevestig elkeen in die priesterambt. Christus het dus die ambt, die reg tot die ambt losgemaak van bloed. En so maak hy die voortgang van die ambt los van die altyd onsekere voortsetting van bloed. Nou is Christus die een wat die voortgang waarborg. Hy bring priesters voort en sorg vir die voortgang van die ambt tot in ewigheid. En daarom sterf die geslag van priesters nooit meer uit nie. Is daar nooit weer so 'n moment soos wat daar by Sagaria en Elisabeth in die vooruitsig was nie. Want nie meer bloed waarborg priesters nie, maar die Heilige Gees wat mense tot bekering lei en hulle bind aan die lewende God. Maar liewe gemeente, daar is nog meer. Kom ons kyk na die plek waar Sagaria staan. Hier waar hy in die begin staan. Die plek waar die priester sy ambt moes beoefen was ook duidelik bepaal. Dit moes op 'n gewyde bodem wees. So was daar dus ook heilige grond.
naas die ongewyde aarde. Sagaria kon as priester net binne die tempeldiens doen. Die seën kon alleen uitgespreek word in die een heilige gebou en nie op ander plekke nie. Aan die begin sien 'n mens dit ook. Sagaria doen diens in die heiligdom terwyl die volk buite wag. Almal verbondskinders. Maar net die priester is in die heilige, op die heilige bodem en die volk op die ongewyde aarde. In Lukas 24 gaan Jesus nie die tempel in nie. Hy vat sy disippels en hy lei hulle uit Jerusalem uit in die rigting van Betanië na die Olyfberg toe. En hy doen dit met opset. Want na die hemelvaart keer hulle almal staan daar weer terug na Jerusalem. Dit wil sê hulle staan hier nie op die heilige plek nie. En tog gee God sy seën aan hulle. Jesus verrig sy tempelwerk buite die tempel. Daar is voortaan nie meer onderskeid tussen tempelgrond en ander grond nie. Want Jesus wil elke plekkie in ons lewe gebruik om sy seën te gee. Die hele aarde word dus nou 'n gewyde grond, geheiligde aarde. Al staan hulle dus in Betanië, staan hulle op heilige grond. God woon nou ook hier op die Olyfberg, in Betanië. En nie net in Jerusalem, agter die gordyne waar die ark al die jare gestaan het nie. Die uur kom, dat hulle hom oral kan aanbid, soos hy vir die vrou gesê het, en dat hy sy volk oral tot seën sal wees. Hulle hoef nie eers 'n kerk te bou nie. Christus die hoëpriester plaas sy voete in Betanië en hy hef sy hande op. Mens wil amper sê Betanië lê nou in die middel van die tempel. Betanië is die tempel. Alles is nou gewyde grond. Christus vaar hemel toe nie om bloed te suiwer nie, maar om sy gees uit te stort en ons tot sy diens te bekwam. En weet jy daarom, liewe gemeente, hoef almal nie predikante te wees om waarlike priester in God se diens te wees nie. 'n Predikant is niks meer geestelik as 'n messelaar of 'n meganikus, 'n ingenieur, 'n onderwyser, 'n polisieman nie. Elkeen staan as 'n priester in God se diens. Na hemelvaart staan daar selfs, daardie dag sal daar op die klokkies aan die perde se tuie staan. Ook dit is gewy aan die Here. Die straat word dan so heilig soos die kerk. Verstaan jy nou, liewe broeders en susters? Verstaan ons nou waarom Lukas so vir Theophilus, wat 'n heidense agtergrond het, skrywe? Dis of Lukas vir hom wil sê, Theophilus, Christus roep jou ook tot 'n priesterampt, en ons weet hy was eintlik 'n hooggeleerde man, 'n regter, wat moes reg spreek. Christus roep jou ook tot 'n priester, al is jy 'n regter. Jou heidenbloed is geen belemmering nie. Jy mag priester wees in God se stad en in God se dorp. Jou boerdery en in jou winkel, waar jy ook al sou wees. As jy God in jou lewe het, is jy deur die Heilige Gees 'n geseënde priester. Die laaste verskil wat ons sou kon aandui, liewe gemeente, is die uur van die diens in die heiligdom. Wat die tempel betref, was daar 'n baie vasgestelde uur. Elke dag ten tye van die reukoffer, dan tree die priester na buite om die volk te seën. Maar ook die handeling van die seën het ook sy vaste uur gehad, spesifieke uur. By Jesus is dit anders. Hy was nie gebind aan 'n uur nie, maar hy lei sy disippels op sy uur uit na Betanië toe.
Hy maak ook die priesterwerk los van die heilige tye. Elke uur van die dag het nou 'n uur van seën geword. Sy seën is nie meer van korte duur, elke dag op 'n spesifieke uur word die seën uitgespreek. Terwyl hy weggaan, bly sy hande seënend oor sy volk uitgestrek en word die Heilige Gees ons deel. Sy seën word nou permanent. Eers was dit vandag op 'n uur 'n seën, môre op 'n ander uur weer 'n seën. Nou gaan die handeling, die seënende handeling deur. Al die dae van my lewe ontvang ek God se seën. Seën gaan nooit meer verby nie. Die hande van Jesus sak nooit nie. Soos wat Sagarias keer op keer weer afgekom het en weer moes opgaan. Lewe elke priester van God onder die seënende hand van ons groot hoëpriester Jesus Christus. Juis deur die hemelvaart kan ek dus nou sê, nou op hierdie oomblik daal sy seën op my neer. Ons hoef nie meer met die druppels op gegewe ure tevrede te wees nie. God skenk sy seën sonder maat of perk. Christus seën ons met die dinge van die aarde. Maar hy gaan ook met sy hemelvaart die hemelse tempeldiens binne. En hy seën ons ook uit die hemel met alle geestelike seëninge. Sien nie dus, liewe gemeente, met Christus se hemelvaart vervul Jesus die tempel en die priesterdiens en die uurdiens en die gronddiens, die bodemdiens, dat dit in die tempel moes wees. Hy maak die seën los van die heilige bloed, los van die heilige plekke, los van die heilige tye, los van die kort oomblik en los van die beperkte inhoud. Oral en op watter plek ook al, ervaar ons sy seën. Hy bring die tempel orals. Geen oomblik in ons lewe wanneer ons ooit sonder sy seën is nie. Reg deur die blye dae, maar ook die bange dae. Wat 'n troos vir God se priesters. En opvallend, liewe gemeente, as die Galileese manne daar staan en na die wegvarende priester kyk, Jesus met sy seën in hande, dan sê die twee manne in wit klere vir hulle Galileese manne, waarom staar julle so na die hemel? Opvallend die woord wat daar gebruik is ook. Waarom bly julle so staar aan die hemel? Hy kom weer, maar julle is uiteindelik geroepte priesters hieronder. Julle moet julle dienswerk verrig. Moenie bly staar nie. Hulle het nou Jesus, die disippels het nou Jesus se priesterlike heerlikheid gesien op Betanië. En dan keer hulle met blydskap terug na Jerusalem toe. Tog weer tempel toe. En dan sou mense nou vir vra, maar verloon hulle dan nie nou alles wat hulle nou ervaar het nie? Hoe Jesus gebreek het met al die bestaande reëlings soos wat dit was nie? Nee, gemeente. Want daar was nog baie wat aan die tempeldiens vasgeklou het, soos dit al die jare was. Hulle het nog nie die heerlikheid van die priesterskap van Jesus geken nie. Daarom moes die disippels wat het gesien en beleef het, teruggaan tempel toe om hulle te vertel, die ander die blye evangelie te verkondig. Die tempel het vol geword. Die ganse wêreld word nou tempel. Daarom is dit so hartseer, liewe gemeente, en ons almal doen dit maar. Maar dit val my nogal op in die bediening en oor die jare wat 'n mens in die bediening was. Dat mense so maklik kan sê, maar hoe op aarde kan 'n dominee so iets oorkom? Hoe op aarde kan 'n dominee so iets doen? Terwyl Lukas vanaand vir ons ou Theophilus almal wil sê, julle is sy priesters, julle is elkeen God se dominee. Waar God jou ook al gebruik, moet ons nie oppas vir die gewete, die dominee wat skielik in 'n vertrek so inkom, en dan moet ons nou ons taal oppas vir ons taal nie.
Julle is almal God se dominees, waar jy ook al beweeg. Julle is almal God se priesters, God se dominees. Daaroor sê die treffende woorde in die groot opdrag as hy sy kerk uitstuur. Gaan dan heen, maar alle volke, tale en nasies, en doop hulle. Alle volke, tale en nasies. En daaroor kan 'n eenvoudige visserman soos Petrus, as die Heilige Gees oor hulle uitgestort is, opstaan en vertel van die groot dade van God. 'n Eenvoudige visserman, nie 'n geroepte priester met die heilige bloed uit die stam van Levi nie, maar 'n eenvoudige visserman praat oor die groot dade van God. En daaroor kon Paulus ook so treffend skrywe aan die gemeente in Galasië. Die gemeente, liewe gemeente, wat eintlik wou sê, as jy tot bekering kom uit die heidendom uit, dan moet jy eers 'n Jood word, en dan kon jy uiteindelik by die Christendom uitkom. Met ander woorde, die Jodendom is eintlik 'n soort van 'n stasie waar jy eers moet arriveer, voordat jy by Christus kan uitkom. En dan sê Paulus vir die Galasiërs, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Julle is God se nuwe priesters, elkeen in sy diens, waar hy jou en my ook al wil gebruik. Die wêreld is vol skewe en krom dinge, liewe gemeente, maar Hemelvaart sê in hierdie gedeelte weer vir ons, Christus het van die wêreld 'n tempel gemaak. En hy sal dit ook al meer en meer vir ons duidelik maak en laat sien oral rondom ons. Trouwens, hy sê ook deur Paulus se woord aan ons, julle is die tempels van die Heilige Gees. Dit is nie meer bakstene wat ons eers op 'n hoop bymekaar gesit het en waarna ons kan wys en sê, daar is die kerk of die tempel nie. Julle is die tempel van die Heilige Gees. En bokant ons, Hemelvaart, sê Christus se hande is oor ons uitgesprei en sy seën stroom oor ons as sy dominees. En daarom kom nooit weer 'n stagnasie nie, al gebeur wat ook al. Opvallend Jesus se einde, sy hemelvaart, hier op aarde is beter as sy begin hier op aarde met die Kersnag. Hier opvallend, liewe gemeente, aan die einde van Lukas, is geen engel meer nie, geen hemelse musiek nie, geen engelekore nie, geen verblindende ligglans soos in die Kersnag nie. Maar Lukas is vol van die Heilige Gees, en sy pen is soos die van 'n vaardige skrywer. En dan sê hy, kyk, ek verkondig aan julle groot blydskap, wat die hele wêreld sal beleef en ervaar, dat na die hemel gevaar het, Christus die Here, in priesterlike majesteit. En julle is toonbeelde van 'n koninklike priesterdom. Priesterlike majesteit is in elkeen van hulle wat in my glo, buite die tempelstad. Die ganse wêreld, liewe gemeente, word dan tempel van God. Oral is God se werkplek, en oral staan sy dominees, seënend in 'n ou stikkende wêreld. Die tempel het vol geword. Amen. Kom ons dank die Here. Ons dank die Here vir die rykdom van u woord. Ons dank die Here dat u ons geheiligde priesters gemaak het. Ons dank die Here dat ons 'n koninklike priesterdom is deur ons Here Jesus Christus, deur die krag van sy Gees. Ons dank die Here dat ons deur u woord en Gees ook seënende priesters ook in 'n stikkende ou wêreld mag wees. Help u kerk ook, Here, as u priesters, om waarlik hierdie dienswerk te verrig, ook in die gees en in die gestalte van ons Here Jesus Christus. Ons dank u vir die oomblikke wat ons ook mekaar mag ondersteun en onderskraag,
deur die bediening van die woord, dat U ons weer as dit ware tot insig mag roep en ons van die rykdom mag verkondig wat ons in Jesus Christus ontvang het. Hoor daarom ook ons stamelende gebed vir 'n wêreld in sy nood. Lei en bewaar ons deur U Gees, om Christus wil. Amen. Ons dien die Here met ons offers en ons antwoord dan ons bevestiging op die prediking in die 205. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers hartlik saam. Ontvang nou met 'n biddende hart die seën van die Here en gaan lewe en werk as God se dominees by watter werkbank God u ook wil gebruik. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.